Goeienaand julle almal en welkom by die eerste deel van tips en tricks met daardie range. Ek het baie aanvrae gekry na die vol Goede Hoop trippie hoe maak jy jou semolina deeg? Nou semolina deeg is 'n baie grower tekstuur as jou gewone koekmeel. En wat ek bevind het met semolina deeg, ja, hy is baie moeilik om te maak, maar 'n baie lekker deeg om mee te hengel. Hy bly baie langer vars en ek het die een dag het ek hom gemaak die oggend en ek het nog die volgende oggend met dieselfde pakkie gehengel. Maar wat jy kan doen is, jy maak vir jou genoeg aan. Groot hoeveelheid, sit dit vir jou in sakkies, sit in die yskas of in jou koelerboks as jy by die water is en as jy nie happy is met jou deegie deur die dag nie, gooi hom in die asblik, haal vir jou nuwe pakkie uit en hengel met hom. Baie lekker deeg om mee te hengel. So, okay, kom ek wys wat julle nodig het. Julle het 2 teelepels nodig, een vir die semolina om te skep, een om te meng. Eetlepel en jou suiker. Ek het sommer klaar vooraf suiker gooi, want dit is omtrent 'n kwart teelepel suikertjie. So, wat jy gaan nodig hê, is, jy vat 2 eetlepels water, so ek gaan dit sommer so vandag net skep hier die kraan uit. 1, 2. Hoort genoeg te wees vir 'n deegie. Los die suiker lekker op. By the way, terwyl ek dit doen, kom ek vertel julle gou oor hierdie persbakkie. Was by vol Goede Hoop gewees. Ek het die bakkie gesien lê daarso tussen die gras. Toe dink ek vir myself, kom ek vat hom. Ek gaan hom Hardy se lucky bakkie noem. So ja, nou die bakkie is myne. So okay, kom ons begin gou. Skep so 2 teelepels semolina. Soos julle sal sien, as ek julle net so vinnig kan wys, sal sien, hy is 'n baie grove tekstuur. So daar is nou 'n triek in hierdie ene, anders te gaan jy hom te styf aanmaak. Nou wat jy nou doen is, nou los jy hom op. Ons sê altyd, laat hy met die water trou. Right, dan vat jy nog 'n teelepel. Meng hom deur. Meng hom goed deur, vat al die stukkies wat nog teen die kante is, meng hom deur. Soos julle nou sal sien is, dit lyk nie reg nie. Vir die ouens wat gewoond is om 'n koekmeeldeegie te hengel, sou hy al klaar 'n tekstuur gehad het. Soos julle kan sien, kameraman vra as hy mooi sal inzoom. Julle wys daar, dit lyk net nie reg nie. Right. Dan begin ons om nou te verminder. Gooi 'n bietjie in. Begin om deur te roer. Hierdie is nou maar net 'n vinnige demonstrasie om julle net te wys, maar wat ek gewoonlik sal doen as hy op die tekstuur begin kom, dan sal ek hom gewoonlik so 5 minute of wat los. Net om, as ek die regte woord gebruik om te sê, laat hy bietjie settle. Roer hom mooi deur. Soos julle nou so klaar sal sien, daar begin sy tekstuur klaar bietjie te verander. Nou wat jy dan doen is, vat jy nog so 'n halwe kwart teelepeltjie, gooi hom by, begin hom te roer. Roer hom weer baie mooi deur. Vat jy nog so 'n kwart tot 'n halwe teelepeltjie, gooi hom in. Dis waar jy versigtig moet wees. Die oomblik as jy te veel ingooi, gaan jy hom baie stywe deeg maak. So jy gooi bietjies in totdat jy die regte tekstuur kry. Sodra ons daar naby kom, dan sal ek julle wys. Mense, ek sê vir julle, hierdie is 'n baie lekker deeg. So julle wys as ons hom klaar het. Hoe gaan hy lyk? Soos julle kan sien, daar begin hy nou al klaar bietjie vorm te kry as mense dit so kan stel. Dan vat ons weer, begin ons nou bietjie minder in te gooi. Soos julle kan sien, daai begin nou al
bietjie van die stukke van die kant af te vat. Werk hom mooi deur, soos julle kan sien, daar begin hy nou al klaar mooi te raak. Vat weer 'n klein bietjie, gooi hom in. Vang al die droë stukkies teen die kante op.